Baie goeie stabiliteit daar vir die eerste vaste skram, dan word daar grond toe gegaan. En nou is die bal beskikbaar vir Won van Sail. Kamo Monkwe, hy kom in die middelveld deur. Hy kom oor die voordeellyn. Terug na die klein kantjie toe gaan Pringle. Dis die nommer 4 slot Jason Kokel wat die bal daar indra. Hy word gestuit net voor die doellyn. Dan klein kantjie toe en 'n 3 word gedruk. Dit is Gert Kloete die vaskopstit. Hy gaan oor in die linkerkantste hoekie. Hy tref hom mooi, hy tref hom sekuur. Wat sê die lynregters? Ja, die vlaas skiet omhoog. 7 punte teenoor 0. Clinton Agu op die 5 meter stippellyn. Kan hy die bal invoer in die lyn staan. En hy maak so en dan 'n rolmaalbeweging word dadelik van stapel gestuur. Noordwes wil hulle gaan vorentoe en dan word die man by die bal teruggeduik. Nou word hy in die agterlyn afgespeel. Mokatsane die sloskakel. Hy het baie vinnige voete. Hy gaan self in kontak en daar reg voor die doelpaal 5 meter van die doellyn af. Steeds beskikbaar vir Noordwes. Dis een van die stitte wat daar ingaan. Dit is Kitty Besuidnout, die kaptein. Steeds Noordwes is die voorspelers wat die bal daar dra. Bal is beskikbaar vir Roanel. Hy kom hier na die diskant toe. Weer na die diskant toe. Dan Clinton Agu, dit is die jaker. Hy duik oor vir sy eerste 3 van Hoërskool Noordwes. Steeds Noordwes in besit van die bal. Hoërskool Nelspruit wat verwoed verdedig. Bal nou vir Mokatsane. Hy ontduik die eerste duikslag en dan die tweede een maak hom bymekaar. Dan nog 'n groot duikslag wat uitgevoer word en dan 'n strafskop teen Hoërskool Nelspruit vir 'n onkant. 'n Diep gooi daardeur Noordwes, hulle kry hom tog bymekaar gemaak. Armand van Eck wat die bal na sy agterlyn te speel, Kieran Reed, hy dra hom sterk deur die middelveld daar. Na die klein kant kom Hoërskool Noordwes. Clinton Agu, hy het reeds 1-3 gedruk en dan briljante vinnige voete daar getoon deur die hakker. Vir 'n groot man het hy daar soos 'n waffer se ballerina deurgetrippel en hy gaan kuier agter die pale. Leon Pringle, hy voer die bal in. Dan Noordwes met 'n sterk skram, maar die bal wat daar uitpop. Pringle, hy kry hom van Won van Sail af, dan soek hy sy agterlyn. John Duncan vir Kamo Monkwe. Daai bal in die hande van John Erasmus. Dan gee hy 'n steekskoppie deur, is daai op die vir daai bal, ja. Pablo Mokatsane, hy kan hom nie bymekaar maak nie. Dan word hy geduik oor die doellyn teruggeduik daar. Sê die skeieregter, is dit 'n vaste skram? Nee, die bal is beskikbaar vir Noordwes, sê hy. Die bal is beskikbaar vir Hoërskool Nelspruit. Die vlekkie wat blaas net daar voor die hoeter. Wat gaan die skeieregter se beslissing hier wees? En daar blaas hy die eindvlekkie vir die einde van hierdie eerste helfte. Gespring deur Won van Sail, hy mee ding mee om die bal daar. En het hy daar die bal gewen vir Nelspruit? Ja, hy het. Jason Kokel, hy dra die bal hard daar in vir Nelspruit. Hy word weer opgehou, maar hy kry die bal hierdie keer uit. Nou John Duncan, hy gee 'n rolskopie deur, maar reguit vir uithaler. En dan 'n skopie deur genre uithaler reguit in die middelveld af. Dan Leon Pringle, hy maak net skoon, hy probeer die bal uitjaag. Daardie bal is nie uit nie. Pablo Mokatsane wat daardie bal gaan oppik. En hy probeer sy vinnige voete gebruik. Hy word grond toe gebring daar. Goeie werk by die afbreekpunt deur Noordwes. Nou sit uithaler, hy kom daar deur 'n overgaping op sy eie. Hy soek aansluiting aan die binnekant en hy vind vir sy skramskakel Gili die druks. Uithaler maak ook geen fout met daardie skop nie. Sy tweede doelskop van die wedstryd wat suksesvol is. En dan word die bal opgetel by die punt van die afbreekpunt. Onwettig so sê die skeieregter. Leon Pringle, hy tik vinnig en speel. Hy het 'n voordeel as die man in die 10 was nie. Nou Hoërskool Nelspruit op die voorvoet. Hulle wil 'n 3 gaan druk hierso. Strafskop en 'n geel kaart. Geel kaart vir Clinton Agu daar.
As hy nie 10 tree teruggegaan het, dan Gert Kloete, hy wil die bal daar dra en hy gaan oor en hy druk hom. Nog 'n 3 vir die vaskopstut, Gert Kloete. Hy kom vorentoe met so 'n halwe tree en dan maak hy ook so. Hierdie een is deur. Stadige bal beskikbaar daar. Nee, sê die skeieregter speel aan as daar 'n morsige bal is. As Noordheuwel hom net uit die afbreekpunt uit optel. Nou 'n voordeel vir Noordheuwel, strafskop vir Noordheuwel. Vinnige tikskop geneem deur Gili Diedriks. Ja, daardie bal beskikbaar gemaak, sy agterman Armand van Eck, hy dra hom daarin. Skare hier agter my vra vir 'n skewe ingooi daar by die lyn staan, maar steeds Hoërskool Noordheuwel in besit van die bal en dan druk hulle hom. Die man wat daarop staan met die bal. Weer Nelspreid wat die bal verloor, wanneer dit by lynstaan tyd kom. Ja, hulle maak so en die eindtelling 27 punte teenoor 14 in die guns van Hoërskool Noordheuwel in hierdie wedstryd in die STC Noordvaal beker. 'n Moedige poging deur die manne van die tuisspan hier van Hoërskool Nelspreid, maar op die ouend Hoërskool Noordheuwel wat net te veel skietgoed gehad het. En ek dink die deurslaggewende faktor in hierdie wedstryd was Hoërskool Noordheuwel se verdediging. Nelspreid het baie geleenthede gehad, maar die manne van Noordheuwel wat rotsvas gestaan het in verdediging. 27 punte teenoor 14.